in hierdie lofsang, dis 'n beautiful lofsang. Dink iemand van 14 jaar oud, maar jy kan net in die pneumatikos, in die gees bid, die kainos intellek van God. Jy het dit vir onthou, God sou nie met Maria se siege direk gewerk het nie. Ek gaan 'n ding noem hier. Hy sou hom nie verneder het. Inteendeel, dis hoekom die val plaasgevind het toe ons die boom van kennis van goed en kwaad raak, toe raak die siege primêr. En die pneumatikos of die ruach van die mens het primêr geword. En die godheid, ekskuus tog, sekondêr geword. Die godheid sal nooit direk na jou siege toe werk. Jy sal deur jou pneuma, deur jou gees werk. Dan kom daar 'n draai en 'n swaai in dit wat jy nou sien. Ja, my pastoor, of dokter, ek kyk nou in jou liggaam vas. Ja, dis 'n storie vir 'n ander dag. Alles wat jy nou hier sien deurwerk, jy's reg, as jy al oor die goed gelees het, is wat self nou aan jou gee, maar dit wat verander binne word deur die gees van God na jou gees toe getransformeer. Jou gees kry die kainos intellek van God en die verandering begin gebeur in die self, in die siege. En jy sien later en hierdie mens het verander nie oor dat hy dissipline het of 'n morele struktuur volg nie, maar deur die gees van God. En dit is wat met Maria op 14 jaar oud gebeur het. Sy swanger, dis reg, 'n groot ding het daar gebeur, maar Ruach, die gees van God, het met haar gees gekonnekteer en sy en haar sielerealm het begin praat, skryf, opereer en natuurlik 'n groot bult soos Mount Everest bult moes sy uitklim oor haar leeftyd. Absoluut. Hoe daai vers begin? Ek wil my siel maak die Here groot. Sy sê my siel maak die Here groot. Ja. Maar dit is die reaksie. Dis die reaksie want sy die openbaring ontvang, want sy sê my gees juig in God my verlosser. En dis presies wat gebeur wanneer ons wedergeboorte ontvang. Dis ons gees wat die openbaring ontvang en wedergebore word en dan reageer jou siel daarop. En as jy wedergebore is, het jou siel geen ander keuse as om sekondêr te raak nie. Ons gaan later lekker hier gesels. Paulus sê hy moet sterf. Eintlik. Ja. Hy moet noem dit die ou mens. Die ou mens. Hy moet sterf. Ons sal oor die oue praat. Vandag is die oue aan die orde van die dag. Absoluut. Hierdie nee pastoor, ons daarby ons is die nuwe. Ek gaan nie nou sê nie want ek weet nie of ek jou ken of waar jy is nie, maar die kans is goed dat jy met die oue besig is. Dat Paulus ons gewaarsku het. Ja. Nou die sigikos van vandag. Met ander woorde, dit wat vandag aan die orde van die dag is, hoe mense reageer, hoe hulle beraad word, hoe hulle geguide word, hoe hulle bestuur word, want hierdie hele ou wêreld is ongelukkig op hierdie stadium onder die absolute bestuur van die sigikos, van die sielkunde, van die siel van die mens. Die vandagse sigikos sou so gereageer het. Hoe gaan die mense my oordeel? Nee? Wat gaan hulle van my dink? Wat gaan Josef van my dink? Wat van my reputasie? Wat van die ek? Dit was alles onder beleg met Maria gewees. Onbeplan, sy het nie gedink. Haar lewe mense het skeef geloop. Dis reg. Hoe gaan ek dit alles het skeef geloop? Sy sou op daai stadium onmiddellik 'n victim gewees het, né? Sy is die victim. Sy's 'n slagoffer van God. Dit staan oor alles geskryf. Slagoffer. Die ek sou die hele tyd gesê het, nee, ek gaan dit nie oorleef nie, ek sal nie kan nie, wat gaan gebeur? Hoe gaan ek dit? Sy is basies tot die dag van haar dood toe as 'n owerspeler, as alles wat elendig en beklanswaardig is, was Maria gejudge. Sy's in Efese oorlede daar by Johannes, en sy sou dit saam met haar dra, van 14 jaar oud af tot 'n ou dame, sou sy met hierdie naam as owerspeelster, sy was op 14 'n slagoffer met 'n klad op haar naam wat vandag, dis verskriklik. Dit is nou so dat daai goed wat ek nou genoem het, is wat die sigikos eintlik in vandag se tyd sou uitgeroep het, nee. Maar wat doen Maria? Sy sien God se plan, want haar gees is reg, haar gees is primêr, hy's ingeskakel by God en sy sien onmiddellik God se plan. Sy die kainos intellek, goddelike intellek, op 14 klaar gehad. Dit maak van haar dadelik oombliklik slimmer as wat Einstein op sy ou dag was toe hy oorlede was. Want sy het basies die skepingskrag van God ervaar
nie net binne in haar as 'n swanger dame nie, maar God moes eers met haar persoonlik werk voor sy daai gewig kon vat. Dit was 'n groot gewig. Ons verstaan, ek wil net iets doen, Maria, daar is genootskappe of nou wil ek sê genootskappe die tye wat nou Maria amper as 'n godin sien. Dit is nie wat hier gebeur nie. Nee. Ons erken hierdie Christus wat sy in die wêreld gebring het, maar ons doen navorsing wat het met haar gebeur. En as die godheid haar siege moes nader, was sy 'n slagoffer. Dis reg. Hy sou 'n patetiese bonneltjie moes aanhelp en dra. Absoluut. Met hierdie groot gewig. En sy sou nie die gewig kon hanteer het as sy deur haar siege bestuur was. Glad. Dit is haar lewe was in gevaar. Maar kom ek kleur vir die prentjie nog 'n bietjie meer in. In die siege van vandag sou sy gesê het hierdie situasie is katastrofies. Wow, ek gaan dit nie oorleef nie. Ek is ongetroud, maar swanger. En nou moet ek vir die wêreld gaan sê. Dis nie eers Josef. Dit is die verloofde. Dis nie hy nie. Dit is ook nie een van sy pelle nie. Dis ook nie 'n twyfelagtige karakter in die dorp nie. Ek moet vir hulle gaan sê, God se engel het vir my gesê dat ek is deur die Heilige Gees bevrug. Sy hardloop onmiddellik lynreg op die risiko van verwerping. Met die wete dat niemand daar nog glo. Niemand gaan haar glo nie. So sy gaan verwerp word en dit was ook so gewees. Sy het dit geweet. Die sosiale vernedering sou die grootste trauma in haar lewe veroorsaak het van enige mens op hierdie aarde. En sy staar 'n onseker toekoms in die gesig. Maar te midde van dit alles gaan skryf sy nog steeds hierdie pragtige woorde. Sy sê, my siel maak die Here groot en my gees juig in God my verlosser. Waar die sielkundige sou vir haar gesê het, nee, jy moet nou in 'n bonneltjie gaan lê en jy moet huil en jy moet jou verwerping en jou trauma deurwerk, sê sy man. Ek face hierdie goed. Ek gaan head on hierin. Ek gaan vir Josef sê en ek moet die konsekwensies, die gevolge daarvan dra. But I'm willing, want my gees, my pneuma is sterk. Halleluja.